As ons dink oor die geskiedenis van die kerk en hoe lank die kerk al bestaan, en ons wonder oor die hartseerste ding van die kerk, want daar's maar baie goeters wat in die geskiedenis van die kerk gebeur het, goeie goeters en slegte goeters. Maar wat is die hartseerste deel van die geskiedenis van die kerk? Wat is die hartseerste deel van Christene, Christen wees, of die geskiedenis van die Christelike kerk of die Christelike beweging? En vriende, die hartseerste ding is mense wat 'n dooie geloof gehad het en nog steeds het. 'n Dooie geloof is iets wat die kerk baie skade berokken, maar ook die wêreld baie skade berokken, want dit mislei en dit maak die Here baie baie kwaad. En ons sien daardie dooie geloof dis nie 'n nuwe ding wat gebeur nie. 'n Dooie geloof kom baie lank al. Dit kom al van die tyd van Israel af. En die Here het dit absoluut gehaat. En ons lees daarvan in die eerste hoofstuk van Jesaja. En ek gaan vir julle van 'n stukkie net vanaf vers 13 af lees. Daar so staan: Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Ek het 'n afskuw van julle wierookoffers, nuwe maansfeeste, sabbatsvieringe, die uitroep van feesdae. Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Julle nuwe maansfeeste en feesgetye haat ek, hulle is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor. Vriende, die Israeliete het 'n indrukwekkende godsdiens gehad, 'n indrukwekkende tempel gehad. Veral hier rondom na ballingskap, eintlik net so 300 jaar later, omtrent so 300 jaar na ballingskap, 200 jaar voor Christus gebore is, het hulle 'n baie mooi groot tempel gehad en uitnemende feesdae gehad, baie mooi, baie indrukwekkend. Maar al jou feesdae kan hoe mooi wees, jou Christen uiterlike, jou Christenskap uiterlik, jy kan die mooiste kerk, die grootste plek hê, die mooiste musiek hê. As daar nie werklik mooi dade uit jou geloof uitkom nie, is jou geloof dood. En ons lees dit in Jakobus, en ek wil vir julle daai sommer die stukkie lees, Jakobus 2 vers 26, julle moet dit sommer onthou: 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, so is die geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. Ja, geloof wat nie tot dade kom nie, is dood. Met ander woorde, jy kry mense wat Christene is, hulle het hierdie pragtige beeld van Christen wees, hulle is deel van 'n mooi kerk en hulle het allerhande mooi en groot en buitengewone indrukwekkende goeders wat aangaan. Maar as hulle nog steeds vir mekaar onwaarhede vertel, mekaar beskinder, neerkyk op mekaar, mekaar sleg behandel en nie sorg vir die weerloses onder hulle nie, dan is hulle geloof dood. Dit is soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie. Kom ons dink daaraan dat ons geloof is soos 'n liggaam. Kom ons sê geloof is die liggaam. Maar wat die liggaam lewend hou is die dade. En die dade is die asem. Ons asem is om goed te doen in hierdie wêreld. En ons dit nie het nie, is ons dood. Ons is op pad na die herdenking van Jesus se kruisiging. Vriende, wees baie versigtig vir 'n dooie geloof. As jou geloof nie tot dade oorgaan nie, is dit dood. En dit moet vir jou 'n oproep wees van bekering, om te sê jy moet verander. Jy kan nie so aangaan nie. In vers 18 van ons gedeelte in Jesaja sê die Here: kom laat ons die saak met mekaar uitmaak, nê? Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit wees soos wol. Die Here sê: kom na my toe, laat ons die saak uitmaak. As julle 'n dooie geloof het, maak reg. Die tyd loop uit. Maak seker dat jy die asemhaling in jou geloof het. En dit is die goeie dade, die mooi lewe wat ons in hierdie moeilike wêreld moet leef. Amen. Hemelse Vader, geloof kan dood wees. En dit is so gevaarlik, dit is so misleidend.
Help ons om die kinders te wees wat 'n lewende geloof het. En Here, as ons geloof dood was, dan kom ons vandag na U toe. Ons bely dit en ons vra Here, maak daai geloof in ons harte weer lewend. Amen.